Goeiemôre geliefdes, ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u en dat u nog gesond is. Dit is vir my lekker om vandag weer saam met jou te kuier. Dit is ook vir my lekker om hierdie Pinksterreeks saam met jou deur te werk. Ek glo en vertrou dat jy ook baie seën ervaar en dat die Here ook vir jou nuwe dinge van jouself openbaar en dat jy daaraan kan aandag gee sodat geestelike groei kan plaasvind. Ons is by ons volgende tema en ons gaan stil staan by hoofstuk 3 vanoggend. So indien u die Bybel het, kan u so lank daar oopmaak. Maar voordat ons gaan saam lees, gaan ek vra dat ons eers net ons oë sal sluit en saam sal bid. Kom ons bid nou. Here in Hemelse Vader, ons kom sê vir u baie dankie vir hierdie week. Dankie dat ons die afgelope week by verskillende gedeeltes uit Jakobus kon stil staan. Vader, bekende tekste wat ons al baie gehoor het en waaroor ons al baie preke gehoor het en wat ons self ook al baie gelees het. Maar Vader, dat ons hierdie week iets nuuts kon hoor, dat dit ons kon verander, dat dit met ons kon werk en dat ons regtig kon ervaar dat die Gees met elkeen van ons 'n pad stap. Ek wil vra dat u ook vandag vir ons hierdie teks sal oopbreek. Dis iets wat ons al baie gehoor het, maar dat u iets nuuts vir ons sal wys en dat u met elkeen van ons sal werk uit hierdie teks uit en dat ons vandag dit sal hoor en beleef wat ons lewens kan verander. Gees van God, en daarom kom vra ons nou, werk in elkeen van ons. Spreek Here, ons as die kinders luister. Amen. Nou geliefdes, ons gaan vandag die hele hoofstuk 3 van Jakobus saam lees, so indien u die Bybel het, is u meer as welkom om te volg. Dit sê, my broers, julle moet nie almal leermeesters wil wees nie, want julle moet weet dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. Ons struikel almal in baie opsigte. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak, by magte om ook sy hele liggaam in toom te hou. Vir perde sit ons 'n stang in die bek en dan gehoorsaam hulle ons en het ons hulle hele liggaam onder beheer. Dink ook maar aan skepe. Al is hulle baie groot en al is die winde wat hulle aandryf baie sterk, word hulle tog met 'n baie klein roertjie gestuur, net waarheen die stuurman wil. So is die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie en tog het dit groot mag. 'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur. 'n wêreld vol ongeregtigheid, die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe van die geboorte af tot die dood toe aan die brand en self word dit uit die hel aan die brand gesteek. Alles wat loop, vlieg, kruip of swem, elke soort dier word en is al deur die mens getem. Maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n rustelose kwaad vol dodelike gif. Met die tong loof ons die Here en Vader en met die tong vloek ons die mens wat as die beeld van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers, so moet dit nie wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en brak water opborrel nie. 'n Vrye boom, my broers, kan tog nie olywe dra nie, of 'n druiwestok vye nie. 'n Brakfontein kan mos nie vars water gee nie. Wie onder julle is wys en verstandig? Laat hy deur goeie gedrag sy dade met sagmoedige wysheid toon. Maar as daar bittere afguns en selfsug in julle harte is, moet julle dan nie op die wysheid beroem nie en teen die waarheid lieg nie. Dit is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar aards, nie geestelik en demonies. Want waar afguns en selfsug heers, kom wanorde en allerlei gemeene dade voor. Maar die wysheid van bo is in die eerste plek suiwer en verder ook vredelievend, bedagsaam, inskikkelik, vol deernis en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. En die vrug van geregtigheid word in vrede gesaai vir hulle wat vrede maak. Nou ons lees net tot sover. Geliefdes, ons het gister gehoor wat ware geloof is en dat dit uitmond in my en jou lewenswandel.
Nou raak Jakobus baie prakties en fokus hy op dit wat by die mond uitkom en hoe ons dit moet beheer. Hoe dieper die Here met jou werk, hoe meer word jy 'n mens van integriteit. En hoe meer word jy verlos van hierdie dubbelhartigheid waarvan Jakobus in sy brief praat. Nou, kyk ons na hoofstuk 3, dan begin dit in vers 1 tot 12 met die feit dat jou tong jou innerlike hart verklap, dat dit jou identiteit vir mense wys. Ons het reeds al in Jakobus 1 vers 26 gesien dat geestelike groei meebring dat die gelowige al hoe meer soos sy of haar Vader begin lyk. En een kenmerk van God se wese is sy woorde. Hy praat net die waarheid. Hy gebruik woorde wat opbouend is en wat lewe spreek. Geliefdes, ons as mense, as gelowiges, is geneig om te dink dat die grootste kenmerk van 'n geesvervulde lewe is om te praat. Hoe meer ek praat, hoe meer ek vertel en getuig, hoe meer geestelik is ek. Nou natuurlik is dit nie verkeerd om te getuig nie. As ons kyk na die boek Handelinge, dan sien ons dat die werking van die Gees die mense se tonge losgemaak het, sodat hulle moet gaan getuig. Jakobus wil dus nie vir ons sê dat ons nie mag praat nie. Wat hy wel vir ons wil sê, is dat die tong deur die Here se Gees beheers moet word. Dit is wat hy bedoel as hy sê, moenie te graag leermeesters wil wees nie. Moenie te gou wees om te wil praat nie, want om 'n praatbediening te hê is 'n ontsettende verantwoordelike taak. Hoe meer jy praat, hoe makliker kan ek en jy struikel. Die rede waarom hy dit meld is omdat hy al die skade gesien het wat na vore kom wanneer mense te veel praat, want die meeste skade binne verhoudings in huise en in gemeentes en selfs in gemeenskappe word aangebring deur die tong. Die tong het al ontsaglik baie seer veroorsaak. Ons dink ons is baie oulik, baie regheid of baie eerlik, maar ons vertrap ons medemens in die naam van ek praat openlik of ek is nie skynheilig nie. What you see is what you get en ek is baie regheid en baie eerlik. En hierdie dui egter vir ons op 'n totale gebrek aan liefde. Alhoewel so 'n persoon openlik sal sê dat hulle 'n ware godsdienstige gelowige is. Dit is juis die ding wat Jakobus sy brief laat skryf het. Hierdie dubbelhartigheid en hierdie inkonsekwentheid wat by homself, maar ook by ander gelowiges opgemerk kan word. En daarom is daar 'n paar gewigtige redes waarom die kwessie van die tong aangespreek moet word. Kyk ons na vers 2 tot 5, dan sien ons in hierdie gedeelte dat daar gesê word, as iemand nie struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak, by magte om sy hele liggaam in toom te hou. Nou kyk ons na die woord volmaak, dan beteken dit geestelik volwasse. Jakobus sê, die Here het vir ons 'n baie belangrike oorwinningsmeganisme gegee. Die beheer oor my en jou tong, die manier waarop jy geestelik volwasse word. Nou, indien jou tong onder die Here se beheer kom, kry jy beheer oor al jou begeertes en jou drifte. Nou, hoe plaas ons tong onder die Here se beheer? Deur jou tong oor te gee aan die Gees. As jy daar oorwinning kry, is jy in so 'n magtige oorwinningsposisie dat al die ander dinge in jou lewe byna van self regkom.
Dit sien 'n mens by die voorbeeld wat hy gebruik van die perd en van die skip. 'n Groot en kragtige perd word beheers deur ietsie kleins, soos die stang. 'n Groot skip word beheers deur 'n klein roertjie. Dit is byna soos die hoofskakelaar op ons huise se elektriese borde. Dit is 'n klein meganisme en baie maklik om te hanteer, maar dit gee vir jou eensklaps beheer oor al die elektriese ware in jou huis. Net so het jy beheer oor jou hele menswees, ook oor die baie sterk kragte en magte in jou hart, wat jou tot sonde dryf, indien jy beheer oor die skakelaar of jou tong het. Dit geld natuurlik nie net vir ons hoorbare woorde nie, die woorde wat ek en jy uitspreek nie, maar ook vir die woorde in ons kop, wat 'n baie groter persentasie is as dit wat ek en jy hardop sê. Geliefdes, ons dink altyd net, ons moet ons woorde wat uit ons mond uitkom in toom hou. Ons vergeet egter van die woorde wat in ons harte en in ons gedagtes is. Ons moet toelaat dat die Here Jesus Christus se heerskappy ook gevoer word oor ons tong, ons woorde en ons gedagtes, en dan sal daar vir ons oorwinning in ons lewens na vore kom. Kyk ons na vers 5 en 6, dan beklemtoon Jakobus dat die tong soos 'n vuur is. Dinge begin dalk klein, soos 'n klein vlammetjie, maar dit kan 'n verwoestende effek op mense se lewens hê. Dit besmet letterlik die hele mens en word uit die hel aangesteek. Dit is 'n baie goeie ding as 'n Christen so nou en dan tot stilstand kom en weer besef watter groot mag die tong besit. Dit behoort 'n mens tot groot versigtigheid te maan. Alles is egter nie net negatief as dit by die tong kom nie, want net soos wat 'n vuur op die ou einde van die dag ook vir positiewe dinge gebruik kan word, so kan die tong ook. Kyk ons na 'n vuur, kan dit ons ook warm maak en dit kan ons help om kos voor te berei, en 'n vuur kan gebruik word om die suiwerheid en die kwaliteit van iets te toets. Net so kan die tong ook vir positiewe dinge gebruik word, om lewe te spreek in ander mense se lewens in, om seën uit te spreek oor mense, om mense op te bou. Woorde het enorme lewegewende, skepende krag. Dit kan positief wees as dit Bybelgevulde woorde is. Wanneer die tong dus werklik beheer word, moet dit uit bonatuurlike oorde kom. Dit is onmoontlik uit menslike pogings en besluite. Slegs die opgestane Christus kan dit beheer. Geliefdes, kyk ons na vers 8 tot 12, dan sê dit vir ons, woorde is soos vrugte van 'n boom. Dit verraai watter soort boom dit is. Matteus 12 vers 34 sê vir ons basies dieselfde. Dit sê vir ons, uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die tong en die innerlike mens is onsigbaar aan mekaar verbind. Hulle beweeg saam. Die innerlike mens is die fontein van waaruit die soetwater en die brakwater gelyktydig kom. Dan seën jy en dan vervloek jy. En so maak die tong met elkeen van ons. En nou is die vraag, is so iets moontlik? Kan daar soet en brakwater terselfdertyd uit 'n fontein uitkom? Die antwoord is nee, maar tog gebeur dit. En tog doen die tong dit. Die tong loof en prys die Here
en vervloek die medemens wat na God se beeld geskape is. Dit beteken dat ons 'n gesplete persoonlikheid het, dat ons dubbelhartigheid het. En ek en jy kan niks daaraan doen nie. Ons kan onsself nie van dit verlos nie. En daarom is bonatuurlike bevryding broodnodig. Daar is egter iets belangriks wat ek en jy moet raak lees in hoofstuk 3. En dit is dat hierdie stryd tussen goed en sleg, tussen soet en brak water, tussen lewenspreek en oordeelspreek, tussen herskepend en lewend en verwoestend, die hele tyd voorkom in ons aardse lewe. Dit is nie moontlik om op 'n punt te kom waar jy eensklaps oorwinning oor die tong kry en waar jy hierdie probleem vir die res van jou lewe agter jou plaas en agter jou laat nie. Inteendeel, dit is iets wat altyd weer en weer na vore kom. Al ken jy die Here alreeds vir 80 jaar en al leef jy onder sy beheer, gaan dit bly na vore kom. En let wel, Jakobus sluit homself by hierdie aspekte in die hele tyd, want Jakobus sukkel ook voortdurend hiermee. Wat is dus die oplossing? Dat ons die lewe dag vir dag moet vat. Dat ons dag vir dag moet bid dat die Gees ons sal help om ons tong te beheer en om ons tong te gebruik vir die positiewe. Want iemand sterker as ek en jy moet hierdie tong beheer. Die persoon van die Heilige Gees. Gee daarom daagliks alles oor aan die Gees. Kyk ons verder na hoofstuk 3, dan sal ons sien dat Jakobus kom fokus nie net op die tong nie, maar hy kom fokus ook op wysheid. En hy gebruik weer eens die gedagte van die fonteine. En hy kom sê vir ons dat daar 2 verskillende fonteine is, want onthou, die tong manifesteer in 2 verskillende rigtings. Dit hang af uit watter fontein die tong gevoed word. Die 2 fonteine wat Jakobus noem is 2 teenoorstaande soorte wyshede. Die aardse wysheid en die wysheid van bo. Nou kyk ons na hierdie kort paragraaf, dan kan ons sien dat dit niks anders is nie as om die 2 soorte mense wat ons in die lewe kry vir ons te teken. Die ganse mensdom is in slegs 2 groepe verdeel, vanuit 'n hemelse perspektief natuurlik. Die eerste een is diegene wat dink dat die Heilige Gees hulle besit, en die tweede groep is diegene vir wie die Gees wel besit. Jakobus beskryf hierdie 2 soorte mense vanuit die begrip van wysheid. Hy sê eksplisiet, baie mense dink of hoop dat hulle wysheid besit. Hier verwys dit na kennis van God. Maar die uiteindelike toets is jou lewenswyse, jou gesindheid. Dit wat innerlik is, sal onvermydelik buitentoe kom. Die innerlike hemelse wysheid sal werksklere aantrek. 'n Lewe wat iets weerspieël van die skoonheid en van die heiligheid. Die hele punt is, alles moet innerlik begin. Dit is wysheid van bo. En hierdie wysheid kom van bo en sal 'n mens dan ook help om die tong te kan beheer en dit ook positief te gebruik. Die uiterlike dinge kom alles van self nadat 'n mens die wysheid ontvang het. Die wysheid trek dan self werksklere aan en kom uiterlik na vore.
Hier kan ons ook 'n parallel trek met 'n teks soos Galasiërs 5 vers 22 waar ons lees van die vrug van die Gees. Dit is iets wat spontaan na vore kom nadat die fondasie reg gelê is. 'n Innerlike verandering wat praktiese gevolge het. Geliefdes, vers 13 beklemtoon dat alles in die Christelike lewe draai soos 'n wiel om 'n as, rondom 'n innerlike gees of karakter wat alle uiterlike dinge bepaal. Die kern van hierdie innerlike gees is nederigheid en ootmoed. Dit is nogal 'n verrassing, want 'n mens sou verwag dat dit liefde sou wees. Maar Jakobus sê nee, dis ootmoed. Dit is 'n gesindheid van gebrokenheid en selfverloning. Dit is 'n hartklop van nie ek nie, maar Christus. En daarom begin die Here sy saligsprekinge in Matteus 5 met salig is die wat arm van gees is. Natuurlik word 'n mens in beginsel arm van gees wanneer jy tot ware geloof en omkering kom. Anders sou bekering nie moontlik gewees het nie. Ootmoed beteken dus om te buig. Verstaan u waarom uiterlike aangeplakte geestelikheid niks beteken nie? Wat help dit jy lewe uiterlik wonderlik? Jy ken die regte stappies, maar innerlik is jy nie verlos of bevry nie. Kom ons gebruik hier as 'n voorbeeld Ananias en Safira. Sonde van voorgee was deel van hulle lewe. Hulle het die kleed van vroomheid oor hulle verrotte harte aangetrek. En dit is 'n tipe konflik waarin die ware Christelike lewe gewikkel is. Wanneer dit waarvan jy deur en deur verlos is deur Jesus Christus se kruisverlossing weer aan jou deur kom klop, dan bots dit wat nuut is met dit wat oud is. 'n Innerlike krisis en worsteling wat baie min mense verstaan. Jakobus teken 'n prentjie van hierdie twee soorte wysheid wat 'n stryd voer om die Christen se hart. Een van hemelse wysheid wat van bo kom en die ander aardse ongeestelike duiwelse wysheid. Dis baie moontlik vir 'n mens wat goddelike wysheid het om steeds 'n stryd te voer teen die waarheid. Die ou aardse duiwelse wysheid waarmee ons gebore is, voer stryd teen hierdie hemelse wysheid. Jakobus sê 'n mens kan die aardse wysheid maklik uitken aan die vrug wat dit voortbring. Aardse wysheid gee aandag aan die wêreld se dinge. Dit draai om die hier en die nou van die lewe. Ons het daarby stil gestaan Maandag toe ons gepraat het van ons wil in ons behoeftes van hier en nou voorsien en daarom gebruik Satan dit om ons te verlei, om ons te versoek. So dit draai net om die hier en nou. Dit word ook gekenmerk deur die ongeestelike. Dit voer jou nie nader na die Here toe nie. Inteendeel, dit trek jou weg van die Here af. Dit floreer ook op wanorde. Dit neem die vrede van mense af weg en dit bring skeiding tussen mense. Kyk maar net na die verbrokkeling in verhoudings wat die aardse wysheid na vore bring. Dit misbruik die tong en dit laat die tong verwoestend optree.
Dit saai verwoesting oral waar dit gaan. En dit is die vrug wat na vore kom wanneer jy aan aardse wysheid vashou. Geliefdes, wat is die gevolg hiervan? Wat is die gevolgtrekking wat ek en jy moet maak uit hoofstuk 3 uit? Wat is die gevolg van 'n lewe wat die tong beheer en wat hemelse wysheid beoefen? Jakobus sê, dit is 'n lewe wat 'n oes oplewer. Dit is 'n sinvolle lewe voor die Here. 'n Lewe wat die Here behaag en wat wys hoe mooi en hoe lieflik dit is om met die Here reg te wees deur Jesus Christus se kruisoffer. Opgesom in een woord sê Jakobus, dis vrede. Hierdie vrug van bo het 'n bedding waaruit dit groei. Wanneer mens in fellowship, sê die Engelsman, in vrede met jou medegelowiges saamleef en alles in jou vermoë doen om hierdie vrede te koester. Die harmonie tussen gelowiges is die bedding waarin die Heilige Gees die wysheid van bo kweek. Ten alle koste moet dit gekoester word. In die gemeente, maar ook in ons gesinslewe. Geliefdes, daarom wil ek jou vandag uitdaag om aandag te gee aan jou verhoudings, om jou verhoudings te gaan regmaak, omdat jy hemelse wysheid het. Dalk moet jy daai oproep gaan maak, of dalk moet jy daai brief of daai WhatsApp gaan skryf of gaan tik. Dalk moet jy iets doen aan daai muur wat jy al vir soveel jare opgebou het tussen jou en iemand anders. Dalk moet jy iemand se voete gaan was. Of dalk moet jy dit wat jy al vir jare lank so sorgvuldig dig hou, 'n bietjie gaan oopmaak, sodat jy vrede kan skep en dit kan bewaar. Geliefdes, en ek en jy gaan dit nie in ons eie krag kan doen nie. En daarom moet ons vir die Gees vra om ons hiermee te help. Om vir ons te wys watter verhoudings het aandag nodig. Watter verhoudings moet herstel word? Waar het ons tong verwoesting gesaai in plaas van lewe gespreek? Waar het ons aardse wysheid uitgeleef in plaas van hemelse wysheid? Die Gees moet dit vir ons wys, sodat ek en jy ons foute kan gaan regmaak en sodat ons in die toekoms kan leef soos wat God wil hê ons moet leef. Dat ons kan leef onder beheer van die Heilige Gees, dat hy in beheer kan wees van ons tong en dat ons tong net lewe en positiewe dinge kan spreek en dat hy ons sal help om te lewe volgens hemelse wysheid en nie aardse wysheid nie. Dis ons uitdaging vir die komende week. Amen. Kom ons sluit nou ons oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, ons het vandag weer opnuut gehoor dat ons tong magtig is, dat dit kan bou of dat dit kan breek, dat dit kan skep of dat dit kan verwoes. En Vader, in die meeste gevalle gebruik ons woorde, dit wat in ons harte en in ons gedagtes vorm, maar dit wat ook by ons monde uitkom, om te verwoes, om seer te maak en om te breek. En Vader, partykeer bedoel ons dit nie eers nie, maar dit gebeur. En dit is omdat ons in beheer is van ons tong en nie die Heilige Gees nie. En vandag het ons gehoor dat die Heilige Gees in beheer moet wees van ons tong. Maar Vader, dit is vir ons moeilik en dis iets waaraan ons nie gewoond is nie. En daarom kom vra ons U, kom help ons hiermee. Kom leer ons hoe om beheer van ons tong oor te gee aan die Heilige Gees. Vader, en wanneer ons praat, laat ons besef wat 'n groot verantwoordelikheid ons het en dat ons moet lewe saai en nie verwoesting moet saai nie.
Vader, en ons kom bid ook vir hierdie hemelse wysheid wat ons moet hê, en ons kom vra dat U ons sal help, dat ons aan hemelse wysheid sal vashou en nie aan aardse wysheid nie, dat ons innerlik gekenmerk sal word deur die feit dat die Gees in beheer is van ons denke, van ons woorde en van ons dade, en dat daai hemelse wysheid in ons harte en in ons lewens na vore kom, en dat dit ons lewens sal bepaal, en dat ons daaruit sal leef, en dat ons so sal leef dat dit in U koninkryk sigbaar sal word, en dat dit mense sal aanraak, Vader, en dat dit vrug sal lewer, en dat daai vrug sal groei, en Vader, dat dit 'n groot verskil teweeg sal bring, in ons eie persoonlike lewe, in ons gesinslewe, maar ook in ons gemeente lewe. Vader, en daarom kom bid ons en ons vra help ons Gees van God om te identifiseer watter verhouding skade gelei het as gevolg van die feit dat ons tong verwoesting gesaai het, en as gevolg van die feit dat ons uit aardse wysheid geleef het en opgetree het en nie uit hemelse wysheid nie. Wys vir ons daai verhoudings, help ons om ook daai verhoudings te gaan herstel en om te bou op daai verhoudings en om dit in vrede te laat voortbestaan, en dat daai verhouding sal getuig van gesonde verhoudings wat gebou is op U liefde en op woorde wat helend is en woorde wat bouend is en wysheid wat van bo afkom. Vader, maar ons kan dit nie in ons eie krag regkry nie, en daarom kom vra ons, Gees van God, help ons, leer ons, lei ons en rus ons toe. En nie net vandag nie, maar elke dag van ons lewe, want Vader, ons weet, hierdie is 'n stryd wat elke dag gestry word in ons lewens, en in ons eie krag gaan ons dit nie kan regkry nie, in ons eie krag gaan ons val, en daarom kom vra ons, Gees van God, gee vir ons die krag, gee vir ons die insig, gee vir ons die wysheid, en gee vir ons beheer oor ons tonge, en dit wat uit ons monde uitkom. Dankie dat ons dit mag vra, en dankie dat ons kan weet, die Gees sal ons bystaan en help. Hy sal ons lei, toerus en leer. Ons bid dit nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade. Amen. Geliefdes, dankie dat ek weer eens my gedagtes met julle kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here. Mag God julle seën met sy oorvloedige liefde. Mag die Gees julle lewens beheer en aan julle hemelse wysheid gee. Gaan leef in die seën van die Here. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseënd. Totsiens.